pastoor Aubrey en Jill. Goeiemôre Marilou en goeiemôre aan al die luisteraars vanoggend. Lekker om julle weer te sien. Altyd lekker om ons om hier te wees. Is altyd lekker om julle te sien. Man, ons kan die positiviteit voel, verseker. Ja, jy weet, en dit laat my nou dink, die boodskap is nou van wat Betsy Barnard gelees het. Een persoon kan 'n verskil maak in baie verskillende dinge en goed. En laat my dink, jy weet, as een persoon kan baie ander mense negatief ook maak. Dit is soos suurdeeg. Jy weet, soos die woord van ons sê, jy weet, daai een klein bietjie of een korreltjie suurdeeg wat in ongestuurde deeg beland, kan die hele baksel suur maak. Dis soos een vrot appel aan 'n boom. Ja, in die boom of in die sak, jy weet, daai tipe goed. En die groen gras groei daar. Absoluut, ja. Laat my ver terugdink, daai ene. Maar jy weet, en dis ook al mense besef nie, as jy oordeel, wat se effek dit op ander mense het nie. Want ons is maar so maklik om te oordeel, ons is maar so maklik om ander mense se foute raak te sien. Want ons is mos almal foutloos. Jy weet, ons doen mos niks verkeerd nie. Al die ander mense om ons doen alles verkeerd. Ek is die beste bestuurder op die pad. Al die ander bestuur soos hormone. Hulle weet nie hoe om te bestuur nie, hulle weet nie waar hulle lisensies gekry nie. Want ek is nie die enigste een mos wat kon sê my lisensie mos nou gekoop, reg gekry het, jy weet, en die res moes dit mos maar gekoop het, of op 'n onwelvoeglike manier gekry het. So ons dink nie altyd, of ons besef nie hoe ons eintlik oordeel, en hoe ons oordeel oor mense uitspreek nie. Jy weet, dit is, ek sê altyd, as jy vinger na een persoon toe wys, daar is altyd ten minste 3 wat terugwys na jou toe. Want dit is so maklik, en ons het keuses om te maak in hierdie lewe. En die belangrikste keuse is wat ons eintlik moet maak, en ek dink dit wat ons vanoggend moet doen is, om eers die vergrootglas op ons eie lewens te plaas. En daarna so te kyk. Jy weet, Matteus 7 vers 1 tot 2 sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal daar vir julle gemeet word. En dit is so waar, ons besef nie altyd nie, en as ons mooi gaan sit en terugdink, sal ons vind dat, wanneer ons oordeel oor iemand anders te vel, kom daai oordeel dubbel en dwars na ons toe terug. Ons besef dit nie altyd onmiddellik nie. Maar as jy dit mooi in perspektief gaan kyk, en jy vat dit regtig waar in jou hart, en jy dink daaroor, so jy vind dit is so. En dan vra ons my, hoekom het dit my gebeur? Hoekom word ek geoordeel hieroor of daaroor? Wie het jy geoordeel voor dit? Miskien is dit lang terug. En daarom vind ons ook in 2 Petrus 2:9, waar die woord van ons sê, die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos, en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Nou, ons almal se oordeel gaan kom, die oordeel van God. Nie een van ons gaan dit ontsnap nie. Het sy jy uit die hemel uit opgeroep word, het sy uit die hel uit opgeroep word, maar ons almal gaan voor die regte troon kom staan, om geoordeel te word, ten goeie of ten slegte. En ek sê altyd, ek sou baie eerder graag die goeie oordeel wil hê van die Vader. Daai oordeel wat vir my sê, hoeveel ekstra krone ek kry daar in die hemel. Ek wil nie, maar net hoor, wat se verder harder straf ek gaan hê, daar in die vuurpoel van swaal en vuur nie. Want daai oordeel wil ek glad nie hê nie. Maar 1 Petrus 4:17 kom en hy sê vir my vanoggend, want die tyd is daar dat die oordeel by die huis moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees, en die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is. En ons vergeet eintlik dat dit is waar dit moet begin, by die huis van God. Nie by ons eie huise nie, nie by onsself nie, maar volgens die woord
En ons moet baie, baie versigtig wees dat wanneer ons so maklik is om volgens hierdie skrifgedeelte van 1 Petrus 4:17 te wil oordeel uitgee, laat ons nie skade doen aan die koninkryk van God nie. Want ons is so maklik om vir iemand te sê, hey, as jy nie jou way nou verander nie, is jy op pad hel toe, hoor. Daar's geen ander way vir jou nie, jy gaan net hel toe. Dit is nie wat Jesus eintlik vir ons wil hê nie. Dit is nie wat ons opdrag is nie. Ons moet alles doen in liefde. Alles in liefde. Met ander woorde, as iemand 'n fout maak en verkeerde dinge doen, in plaas om net te oordeel, moet ons hulle vat en met liefde, met Jesus liefde aanspreek en hulle die regte pad wys. Nou ek weet baie mense gaan vir my sê, maar hulle wil nie hoor nie, hulle wil net nie luister nie. Jy kan doen soveel as wat jy kan doen. En dis ook wat apostel Paulus ook vir ons gesê het. Jy weet, aan die einde van die dag, as die persone nie wil luister nie, weet, skud die stof van jou voete af, beweeg aan en gaan werk met ander, wat wel gehelp wil word. Maar om weg te bly van oordeel, is belangrik vir ons. Jy sien, hier in Matteus 7, soos wat Jesus ons waarsku, moet ons besef, want hy sê vir ons tog, dat ons word gemeet, soos wat ons ander meet. Hy weet so, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Maak Jesus dit vir ons duidelik. En daarom moet ons dan alle tye met deernis, met liefde en genade na mekaar kyk en mekaar behandel. En ek weet daai is moeilik. Maar Jesus Christus het so na ons gekyk. Jesus Christus het ons so toe hy hier was, het hy almal so behandel. En vandag behandel hy ons nog steeds so. Met deernis, liefde en genade. Want sonder die deernis van Jesus Christus, sy liefde en die genade van die almagtige God en Hemelse Vader, waar sal ek en u wees vanoggend? Waar gaan ons wees? Waar gaan ons opeindig? En daarom, geliefdes, wil ek hier vanoggend wil ek 'n beroep op u doen. Kyk eerder na jou medebroer en suster. Kyk na jou eggenoot, na jou kinders. Kinders, kyk na julle ouers. Kyk na jou kollega by die werk. Kyk na hulle met deernis. Kyk na hulle deur die oë van Jesus Christus, met die liefde van Jesus Christus. En bewys genade aan mekaar. Ons harte moet vol begrip wees. Die woorde wat ons spreek moet gelouter wees uit nederigheid en waarheid. Hoor mooi wat ek sê vanoggend. Moet wees uit nederigheid en waarheid. Moenie wees met daardie, ek is beter wetend nie, ek weet beter as jy nie, ek is slimmer as jy nie, jy is eintlik 'n dom bobbejaantjie of iets en daai nie. Daai eie ek, jy sien dit maar reg. En ja, as dat van die kinders is wat luister vanoggend of ouers, dra dit aan jou kinders oor. Want kinders is geneig om hierdie te gebruik teen medekinders by die skole, om vir hulle eintlik te sê, luister, ag jy's dom, jy's die, jy's dit, jy's dat. Hulle doen meer afbreek as wat hulle enige goed doen. En dan kom die vraag altyd by my op, hoe lyk dit binne in daai huishouding? Is God werklik waar daarso? Want as God werklik waar in jou huis is, as jy werklik waar staan op, ek en my huis, ons sal die Here dien, dan sal jy en jou huisgesin mos uitgaan, en die Here dien in alle plekke, oral waar hulle is. Maak nie saak of dit by die werk is, by 'n plek van samekoms is, by die skool is, by 'n winkelsentrum is, of op die pad agter die voertuig se stuurwiel nie. En daarom, kom ons bly weg van oordeel af. Ek weet dit is moeilik baie kere, maar kom ons haal net 'n bietjie diep asem. As dit by ons die vyand by ons opkom en hy sê, luister, dis nou tyd, laat jy oordeel moet vel. Dit kom ons nie toe nie. Die troon van God kom ons nie toe nie. Dit kom God en God alleen toe. Nou ja, geliefdes, kom ons pak 'n naweek aan sonder oordeel teenoor mekaar. Ons pak 'n naweek aan wat ons sê, weet jy wat, hierdie naweek gaan ek my uiterbes doen
om almal met wie ek teekom met deernis en genade en Jesus liefde te benader en mee te gesels. En as ek voel hulle het my iets te nagedoen, in plaas van oordeel, gaan ek eerder en ek gaan gesels met die persoon of persone, met Jesus liefde, en ons sorteer dit uit, en ons stap weg tot voordeel van die koninkryk, want ons gee al die eer, al die glorie aan ons almagtige God en Hemelse Vader. Kom ons raak stil. Vader, vanoggend kan ons net vir U sê baie dankie. Laat U weer eens vir ons laat bewus maak dat die oordeel ons nie toekom nie. En soos Jesus in Matteus 5 tereg gesê het en tereggewys het, as ons oordeel, die oordeel wat ons uitdeel, gaan ons terug ontvang. En ons gaan moontlik dubbel en dwars terug ontvang, Vader. En daarom, Vader, vra ons, Here, gee ons vanoggend 'n hart en 'n gesindheid van deernis, 'n hart en gesindheid van Jesus liefde, en laat ons almal deur die genade van U oë na mekaar kyk en so teenoor mekaar optree. Ons weet Satan, die duiwel wil dit nie hê nie. Ons weet hy is al reeds besig om klaar te werk om te sê, as jy by die werk kom vanoggend, daai kollega, onthou jy gister dit en dit, of daai en dit en so, wat 'n week terug gebeur het. Dis tyd dat jy oordeel moet vel. Moenie in daai slag trap nie, asseblief. Moenie. En kinders, daar by die skool, moenie oordeel vel teenoor jou mede maatjies nie, jou mede vriende en vriendinne nie. Dit is nie Jesus liefde wat jy betoon nie. As ons sê dat ons en ons huis sal die Here dien, en ek bedoel ek ma, pa, kinders almal, dan moet ons dit almal so uitlewe. En daarom vra ek, Vader, laat ons almal 'n hart van onoordeling vandag ontvang van U af. En ons sny af dit wat die vyand mee doenig is. En ons spreek dit aan in die naam van Jesus Christus, dat dit nou tot niets verklaar is, dat dit geen verder effek op ons lewens gaan hê nie, en dat dit tot niets verklaar is, en dat Jesus al klaar weer die gesonde grense in ons paai en ons lewens opgestel het in die verband. En daarom kan ek vanoggend kom, Vader, en sê, ons hoef nie te vrees nie, want die woord sê, ek, en nie een van die luisteraars, hoef te vrees vir die wat nog onder Satan en die duiwelse invloed is nie, of homself en sy demone nie. Nie solank ons in Jesus Christus is, en in Jesus bly nie. En daarom kan ek vanoggend kom, en weer eens lewe en seën oor iedereen uitspreek vanoggend. En daarom, Vader, spreek ek in die naam van Jesus seën en lewe uit oor elke persoon se gesondheid vanoggend, elke een sy huwelik, hulle verlovings, hulle verhoudings waarna hulle betrokke is, elke persoon se besigheidsonderneming, hulle plekke van in diensneming, hulle finansiële omstandighede en situasies. Maar meer is belangrike, Vader, dat daar seën opnuut is en lewe in elke een se persoonlike geestelike lewe en welsyn, so ook dat dit oorspoel na die huislike geestelike welsyn. Dankie, Vader, dat die Heilige Gees in alle tye bereidwillig is om ons lampe opgetop te hou, en daar waar lampe gekraak is, daar waar lampe stikkend is, dat die Heilige Gees dit na U toe neem, sodat U dit kan herstel, sodat die lampe weer kan volgemaak word, sodat die lig weer kan skyn, daar waar die voetstappe trap. Geliefdes, ons almagtige drie-enige God seën en bedoel ieder en elk van U. Die Vader laat sy aangesig oor jou verhef en skyn en gee aan ieder en elk vrede. Ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom nou en hy plaas en hy lees sy naam op elke Godskind se hart, op elke ene se, en hy grafeer hom daarin, sodat jy sy seën, sy genade, sy vrede kan ontvang van hierdie dag af vorentoe. Dit in die naam van Christus Jesus. Amen. Amen en amen. So, ja, dit was woorde, harde woorde wat ons almal nie wil hoor eintlik nie, maar is so goed ons hoor dit. Daai eie ek, I, me, myself and I. Dis hy. En wat ek nou vir jou gesê het omtrent, o ja, die Here het met my een keer daaroor gewerk, pride. Is 'n groot ding met in verhoudings, want elkeen wil wen. Daai een wil wen op sy eie en die een, hulle is saam as 'n span nie, daai trots. En dit het baie te doen met die eie ek ook, nee. Ja, want trots is die oorsaak wat jy jou mede eggenoot, jou mede maat, jou mede vriend, vriendin, dat jy hulle begin oordeel.
Presies net so. Dis hy daarin. Maar ja, ek het goeie nuus vir die luisteraars. Ek is Dinsdag weer terug, hoor. Ag, lekker, awesome. So double whammy. Double whammy, ja. Ag, dankie vir julle tyd, julle twee weer. As hy altyd 'n plesier. Dankie. Dankie baie. Totsiens almal. As hy julle, dit was dan